Welkom by die Woordskool. Dis lekker om weer so saam met julle te kuier. Tot, is lekker dat jy saam is. Ja, dankie. Dankie, Wouter. En ek het so 'n spesiale baartjie, want ons maak gereed vir Maria se tafel, die produksie, wat ons gaan opvoer, en ons is baie opgewonde om 'n klomp mense bymekaar te kry en reg te kry en gereed te kry. Nie net van ons gemeente nie, né? Is dit nie lekker nie? Daar's mense van ander gemeentes wat kom deelneem en so ja, ons is gereed vir dit en ons maak reg en begin daarvoor gereed maak. So my baard, sê ek vir Dot, dien vir advertensiedoeleindes, net op hierdie stadium. Ja. En ek's 'n bietjie lui om hom nou te skeer, maar want dis winter. dis so winter en dis baie koud. So, ons is by Romeine 6. Ja. En terwyl ek Romeine 6 vir julle bestudeer, nê, is dit asof die Here regtig vir my ietsie mooi oopmaak van hierdie boek en ek gaan dit vir julle probeer illustreer en vir julle probeer wys. Romeine 6, maar kom ek en jy bid eers saam. Here, baie dankie dat U ons koning is en dat ons net so saam kan sit en kan besef, Here, U maak ons kinders van God. U maak ons heilig, regverdig, U red ons lewens, U red ons van die dood. En Here, as ons oor hierdie konsepte kom praat, belangrike dele van ons teologie, Here, mag ons ook in ons gedagtes vrykom en mag dit die uitwerking, die praktyk van ons lewe verander. Dankie Jesus. Amen. Nou, Dot, ek wil miskien dit sê, dat hierdie Paulus is midde in 'n intro tot by vers 18 van hoofstuk 1, dan begin hy oor sonde verduidelik tot by hoofstuk 3 vers 20, dan begin hy oor geregtigheid verduidelik tot so by hoofstuk 4 sy helfte by, en dan praat hy eintlik van wat is regverdigmaking, wedergeboorte, verduidelik eintlik op 'n unieke manier, né? Regverdigmaking deur geloof. En dan kom ons by 'n baie belangrike stuk teologie vanaand uit. Hoofstuk 6 van Romeine, en dit praat eintlik oor heiligmaking. En dis 'n mooi prentjie wat ek altyd teken, wat as ek sal weer kyk om my prentjie, miskien moet ons vir Nina het hom nou die dag gepost. vir Nina vra om weer vir ons daai prentjie net weer te post, né? Maar gaan kyk 'n bietjie op die groepie. Ons het 'n WhatsApp groep. As jy na hierdie program op YouTube of op Facebook kyk, kan jy ook gerus op net vra op die comments, dan gaan ons jou deel maak van die WhatsApp groepie. En dan kan jy op die WhatsApp groepie prentjie kyk wat ek altyd regverdigmaking, heiligmaking en verheerliking in verduidelik. Justification, sanctification, glorification. Die 3 stappe van ons geloofslewe basies. Maar ons is nou by heiligmaking. Baie interessante gedeelte van ons geloofslewe wat ek terwyl ek dit bestudeer en nie deur werk en nie meer stoei, want dit is moeilike konsepte, né? Moeilike teologiese konsepte. Besef ek, dis belangrik dat ons hierdie goed onder die knie kry, besef, verstaan. En ek dink, as ek vanaand vir julle ding verduidelik, en jy klik dit regtig in jou gees, sal dit jou wandel met die Here verander. Sal dit 'n ding maak dat jy sê, maar nou verstaan ek. Ek verstaan hierdie konsep of hierdie konsep of hierdie konsep, want daar's meer as een konsep wat ek vir jou gaan verduidelik. En dan gaan daar vir jou vrymaking kom in baie opsigte. So, kom ons begin. Is jy reg? Ja. Enige vrae van jou kant af? Nee. Oor heiligmaking. So, ek gaan vir jou die eerste 14 verse lees, né? Nee, kom ons sê die eerste 10 verse en dan gaan ons van daar af aan. Vers 1 van hoofstuk 6 Romeine. Wat sal ons dan sê, sal ons in sonde bly voortleef sodat die genade kan toeneem? Hoegenaamd nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog langer daarin bly leef? Nou, kom ek stop net gou. Hy is besig om te sê, wat sal ons dan sê? Eintlik verwys dit na die argument waarmee hy besig is. Onthou, daar was nie
hoofstukindelings en versindelings in die oorspronklike brief wat Paulus aan die gemeente van Romeine geskryf het nie. So, daarom sal dit goed wees om te hoor, om te onthou, met wat se argumente is hy eintlik besig? Hy is eintlik besig met 'n wedergeboorte argument, eintlik besig met 'n argument om te praat oor hoe die Here ons red, né? En dan sê in vers 20 van hoofstuk 5, die wet het daarby gekom met die gevolg dat die oortreding toegeneem het, maar na mate die sonde toegeneem het, het die genade soveel oorvloediger geword. Nou, ons het so baie sonde gehad, maar gelukkig het die Here se genade net nog meer geword as al ons sonde. Dan sê vers 21, dus, net soos die sonde deur die dood geheers het, sal ook die genade deur die regverdiging heers en tot die ewige lewe lei deur Jesus Christus ons Here. Wedergeboorte in een versie opgesom. Net soos jy in jou ou lewe, in jou ou manier, het sonde in jou hele lewe geheers. Ek gaan dit nou beter vir jou verduidelik. So ook deur die genade, want jy word op grond van die genade deur geloof in Jesus Christus gered. Deur die genade sal ons ook die regverdiging heers en tot die ewige lewe lei deur Jesus Christus ons Here. As ons regverdig gemaak is, reg gemaak is met God, dan gaan hy ons lewe en ewige lewe gee. Lewe en lewe in oorvloed op hierdie aarde, in hierdie dispensasie en in die volgende dispensasie ewige lewe. Dit in Christus Jesus. En dan sê Paulus, okay, maar goed. Wat sal ons dan vir mekaar sê? Wat is ons besig om vir mekaar te sê? Sê ons vir mekaar, sal ons in die sonde bly voortleef sodat die genade kan toeneem? Sê ons vir mekaar, hoor jy, dan kan ons net sowel aanhou sondig, dis sjap, ons kan maar net voortgaan met sonde, want ons staan in elk geval klaar onder die genade. Dan sê hy, nee, hoegenaamd nie. 'n Ou vertaling, nee, stellig nie. Stellig, ja. En ek wil asseblief vir elke Christen sê, nee. Jy kan nie in sonde voortleef nie. Ek en jy moet besig wees met heiligmaking, met 'n lewe wat wat oorwin oor sonde. En ons gaan nou daarby kom. Hy is besig om te sê, ek en jy kan nie in gewoonte sonde, complacent, wat is 'n mooi Afrikaanse woord, tevrede raak met ons sondige natuur of 'n sondige bestaan nie. Nee. Dan sê hy, hoegenaamd nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog langer daarin bly leef? O ja, wag 'n bietjie. Toe ons tot wedergeboorte gekom het, het sonde gesterf. Ek het so 'n mooi illustrasie, het ek net ervaar die Here wys my, ek gaan dit net nou vir jou wys, dat ek en jy sonde afgesterf het. Nou sê hy verder, of weet julle nie, dat ons wat in Christus Jesus ingedoop is, in sy dood ingedoop is nie. Nee? Hy is nie besig om 'n fisiese doop te praat nie, hy is besig om eers oor dit wat die doop simboliseer, wedergeboorte te praat. En toe jy tot wedergeboorte gekom het, het jy in Christus ingekom. Okay, so, waar is ek nou? Deur die doop is ons dus saam met hom in die dood begrawe, sodat net soos Christus deur die magtige heerlikheid van die Vader uit die dood opgewek is, soos ons ook ons nuwe lewe, sal ons lei. As ons inderdaad met hom saam gegroei het in 'n dood, saam gebind is in 'n dood, soos syne, sal ons ook saam met hom groei, saam met hom ingebind wees in ons opstanding soos syne. So, ons vereenselwig ons met die dood, nee, in ons wedergeboorte, ek is klaar met my ou lewe, dan vereenselwig ek kom met hom in 'n nuwe opstandingsoorwinningslewe, en dan beteken dit, ek's regverdig gemaak, ek's heilig gemaak, die Here sien my asof ek nie meer sonde het nie. Ek moet myself ook so sien, ek moet myself so klik. Dan sê hy, dit weet ons, dat ons ou mens saam met hom gekruisig is,
sodat ons sondige bestaan tot niet gemaak kan word en ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie. Wie gesterf het, is immers vrygemaak van die sonde. Wie gesterf het, is immers vrygemaak van sonde. Jy is toe jy gesterf het in jou wedergeboorte, vir die sonde gesterf het, het jy gesterf van die sondes en is jy vrygemaak van sonde. Jy het nie meer 'n sondige natuur nie. Ons sê vir mekaar, mense, ou Adam, ou mens, elke mens is gebore met 'n sondige natuur. Maar toe jy in Christus tot wedergeboorte gekom het, het jy in 'n nuwe natuur ingekom. En nou het jy nie meer sondige natuur nie. Maar jy doen nog sonde. Maar jy is eintlik nie veronderstel om meer sonde te doen nie, want jy het nou die natuur van Christus. Nou sê hy, wie gesterf het, is immers vrygemaak van sonde. As ons saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal leef. Bedoelende, ons sal saam met hom in oorwinning leef, soos hy leef. Ons sal tot eer van hom heilig leef. Vers 9, ons weet dat Christus, nadat hy uit die dood opgewek is, nie weer sterf nie. Die dood het nie meer seggenskap oor hom nie. Ons weet dat Christus, na hy uit die dood opgewek is, nie weer sterf nie. Hy het ewige lewe, nie? En die dood het nie meer seggenskap oor hom nie. Hy gaan nooit weer doodgaan nie. En dit het ons deel van, Ek sal nou daarby kom, want ons sal vir mekaar sê, maar wag 'n bietjie, ons gaan nog doodgaan, So, vers 10 sê, want die dood wat hy gesterf het, het hy terwille van die sonde eens en vir altyd gesterf. Maar die lewe wat hy leef hy vir God. So die dood wat hy gesterf het, het hy vir eens en altyd gesterf, maar nou leef hy tot eer van God. Hy leef vir God. Ek en jy, se ou vlees, het tot eer van ons ou vlees geleef. Maar nou leef ek en jy tot eer van God. Nou sê hy, beskou julleself dan so, dat julle in Christus Jesus dood is vir die sonde, maar lewendig vir God. Ek wil net vers 12 saam lees en sê, laat die sonde dan nie langer oor julle sterflike liggame heers, om julle sy begeertes te laat gehoorsaam nie. Kom ons stop by vers 12. Nou wil ek jou iets wys, Jippie! Tot het vir my 2 goedjies gaan koop, want ek het 'n idee in my kop gehad. Ek het 'n idee in my kop, om vir jou iets te wys. Wat is hierdie, Dot? Dit is 'n bar one. 'n chocolate, Ja, okay? sjokolade. Bar one. Ja. Is hierdie 'n bar one? Jy seker is 'n bar one. Ek kan voel jy het my gebreekte bar one gekoop, maar dis 'n Hulle bar one. maak hom nou so in 2. O, maak hulle met 2. Ja. Dis 'n nuwe ding. Okay, maar dis 'n bar one. Nee, wat sê jy? Dis 'n bar one. Goed. Ja. Nou wil ek jou, as ek geweet het dit van 2 stukkies wees, het ek 'n ander chocolate gekies, maar maak nie saak nie. Stick with me. Laat ek net sê, ek wil iets illustreer, en elke illustrasie is gebroke. Dis net 'n illustrasie. Asseblief, dis net 'n illustrasie. En moenie die illustrasie te ver vat nie, en dis altyd my probleem. Ek try altyd die illustrasie te ver vat. Ergens moet mens sê stop. Nou maak jy illustrasie nie meer sin nie. So, wees geduldig saam met my, want hierdie ding is nog net in my kop, en ek verduidelik dit nou vir jou die eerste keer. Ek het dit deurdink, maar nog nie deurpraat nie. Okay. So terwyl ek dink oor die ou mens, die vlees, want ons gaan aan in hoofstuk 7, hoor 'n bietjie, ek besef, eintlik praat ons nou oor die 3 gevolge van redding. Hoofstuk 4 en 5 het redding beskryf, en hoofstuk 6 praat van die redding en die gevolge van jou
gees in redding. Dan gaan ons by hoofstuk 7, een van die moeilikste hoofstukke kom, né? Daai een wat Paulus sê, dit wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En dis die gevolge van jou vlees. En dan kom ons gelukkig by hoofstuk 8, Romeine 8 vers 1, een van die hoogtepunte in die Bybel, daar's dis geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Hy laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Ons gees roep uit tot Abba God. Hoogtepunt hoofstuk 8 praat eintlik oor die versekering van ewigheid wat ons het as gevolg van die geregtigheid van God wat nou in ons woon. So ons kyk na die 3 gevolge. Die gevolge van wedergeboorte wat in Romeine hoofstuk 5 opgeteken is wat in ons gees gebeur, wat in ons vlees gebeur en wat in ons versekering in ons harte gebeur, dat as ons nou die Here aanbid. So, nou is ons hier by hoofstuk 6, nee. Nou het ons tot wedergeboorte gekom. Ons kry nou die Here maak ons oop. En nou wil ek die chocolate nou wil ek hierso uithaal. Nee, hou jy daai vas? Sien jy hulle maak hulle nou? Ja, ek sien. Dit is interessant, okay? En nou wil ek daai uithaal, né? Okay, so dis die een chocolate. Dis een chocolate. Ja, sien jy? Maar as ek nou eenetjie eet, As gaan dit nie agterkom. As jy een eet, sal ek dit agterkom, hou vas. Dan jy net Okay. al. So wat is hierdie nou? Dis die papier. Nee, Van die chocolade. net toe ek dit ophou, het jy gesê dis die chocolate. Ja, maar ek het gesien hoe jy chocolate uitkom. Of Maar moet wat ek is- in die illustrasie my oë toe maak? Nee, jy moet weet, hierdie is net die houer Ja, dit is die verpakking van die bar one. om die regte ding, né? Hierdie is veronderstel om een te wees, om die regte ding. Ja, Die regte ding is eintlik die chocolate. As daar ek is die net die as ek die pakkies. chocolate uitgehaal het uit hierdie papier uit, is hy nie eintlik meer 'n bar one nie. Hy's net die papier van die bar one. En ek wil vir jou sê, in die hele gesprek wat ons in die volgende paar weke gaan hê rondom gees en vlees, wil ek vir jou sê, jy is eintlik gees. Kom ons sê gees en siel, nee. Jy is eintlik gees. Goed, kom ek hou hom so. Jy is eintlik gees. Jy het uitgekom uit 'n vlees uit. Jou lyf, jou ou natuur is hierdie ding. Dit is nie wie jy is nie. Maar omdat ek en jy die lyf raak sien, dink ons, dis 'n bar one. Dis 'n mens, dis wie hy is. Jy is maar net vlees, jy is maar net 'n sondige natuur. Die oomblik toe jy uitgehaal is en nou in Christus is, né? Toe het hy jou 'n nuwe mens gemaak. Nou het hy, wag, ek gaan jou 'n triek wys. Nou het hy jou 'n nuwe mens gemaak, Ja. né? En die oomblik toe Christus jou 'n nuwe mens gemaak het, né? Jou ou natuur is weg en hy het jou 'n nuwe mens gemaak. Witter as sneeu, skoon. Is net vir 'n illustrasie. Goed. Toe het hy jou gevat en jy bly nog steeds in hierdie ou vleiskas, in hierdie ou vlees. So, Maar jou gees het verander. maar jou gees, kan jy sien jou gees het verander. Maar wie jy eintlik is, net die binnekant wie ek en jy eintlik is wie ons is. Ons is nie ons vlees nie, ons is ons gees. Die oomblik toe ek en jy tot wedergeboorte gekom het, het ons nie meer sondige natuur nie, ons is nou kinders van God. Ons is nie meer sondaars nie, ons is nou geheiligdes. Ons is nou geregverdiges. Ons staan nou skoon voor die Here. Ons het nou die karakter van Christus. Ons is nou sonder sonde. Al doen ons nog steeds sonde. Hoekom doen ons sonde? Want hierdie stuk houer waaraan ek en jy is, kom ons noem dit ons vlees, ons lyf, ons wrapping, is nog steeds daar. Al weet ons is eintlik gees. Ons voel dit vir ons
lyk dit vir ons, ervaar ons, sien die wêreld ons as nog vlees. En nou wil die Here vir jou sê, hey, ek het jou uitgehaal, en ek het jou eintlik, ek wil so maak, ek het jou eintlik in my wrapping kom sit, nee? Ek het jou eintlik hier binne kom sit, en jou nuut gemaak, en ek het my gees binne in jou kom sit, en jy is nou myne, ek het jou, jy is nou in Christus. Also, as ek hier binne in hierdie kon druk, so dit dalk 'n meer realistiese, as ek hier binne kon druk, so dit 'n meer realistiese simboliek gewees het. Maar hoor net vir die illustrasie onthou. Die probleem is, terwyl ek hierdie ding bestudeer en na kyk, besef ek, ons ou manier is ons ou vlees is net die houer, maar hy het ons geregeer vir baie lank. Ons is eintlik gees wat nou nuut gemaak is, wedergeboorte in Christus sonder sonde. Maar dit lyk nog vir ons, dit voel nog vir ons, dit lyk nog vir die wêreld, dit of die vlees daar is. So kom ons lees weer vers 1 tot 12, as ons na hierdie kyk, né? En sê ons, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly voortloop sodat die genade kan toeneem? Nee, dit gaan nie werk nie. Jou sonde is klaar. Jy kan nie eintlik in die sonde bly voortleef nie. Jy kan nie hierdie prioriteit in jou lewe gee nie, want jy is eintlik hierdie. Nou, jy is wedergeboorte, nuut gemaak, skoon gewas. Okay? Hoegenaamd nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog langer daar binne in bly leef? Nee? Of weet julle nie dat ons wat in Christus Jesus ingedoop is, in sy dood ingedoop is nie? Hierdie ou natuur van ons, hierdie ou manier van dink is nou dood, ons is nou nuut, ons is gedoop in Christus, ons het geword soos hy. Deur die doop is ons dus saam met hom in die dood begrawe, sodat net soos Christus deur die magtige heerlikheid van die Vader uit die dood opgewek is, so ook ons 'n nuwe lewe sal lei, 'n nuwe lewe. Nee, hierdie simboliseer 'n nuwe lewe in hom, nee. Nou sê hy, as ons inderdaad met hom saamgegroei het in 'n dood soos syne, sal ons ook saam met hom saamgroei in 'n opstanding soos syne. Ons staan op, ons is 'n nuwe mens. Nou sê hy, dit weet ons, dat ons ou mens saam met hom gekruisig is, sodat ons sondige bestaan tot nuut gemaak kan word, en ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie. Ons sondige bestaan is eintlik veronderstel om tot nuut te kom. Want dit gaan gebeur eers ten volle, wanneer ons dood is, ons het nog steeds 'n sondige liggaam waarin ons nou leef, né? Maar ons is nie meer die sondige liggaam hoofsaaklik nie, ons is nou hoofsaaklik gees. Nou sê hy, wie gesterf het is immers vrygemaak van die sonde. As ons saam met Christus gesterf het, is nie meer 'n barwa nie, is eintlik 'n PS, né? Glo ons dat ons saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus, nadat hy uit die dood opgewek is, nie weer sterf nie. Die dood het nie meer seggenskap oor hom nie, oor Jesus nie, maar dan ook nie oor my en jou nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy ter wille van die sonde eens en vir altyd gesterf, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Ek en jy leef nou nie meer om ons vlees, nee, hierdie gedeelte, te vereer en te verheerlik nie. Ons leef nou om God te verheerlik, want ons wil soos Christus lyk. Nee? Nou sê hy, soos julle, die ou bestaan van ons lewe, nee, was om ons ou manier van dink en doen te verheerlik. En toe ons gevul word met Christus, en ons in Christus is en hy in ons, word ons bestaan om te doen wat hy wou gedoen het, en dis om altyd Vader te verheerlik. Ons hele lewe gaan om hom te verheerlik. So, ou lewe, ou manier van doen, vlees, die houer,
sy hele doel van sy bestaan, sy hele dring, sy hele wese, is om sonde te doen, want hy wil hom eintlik self net verheerlik. Die hele doel van Christus se bestaan is om Vader te verheerlik. Heiligmaking gaan daaroor, dat ek en jy die oue sal los, al hoe meer en meer. Die ou manier van doen sal los, en al hoe meer en meer, na die nuwe manier van doen sal gaan, en dit aanhang, om Vader te verheerlik. Heiligmaking gaan daaroor, oor die verheerliking van God. Ons wil hom groot maak. Nou sê hy, beskou julle self dan so, dat julle in Christus Jesus dood is vir die sonde, maar lewend vir God. Jou doel nou, is nie meer om jouself te verheerlik nie, maar om God te verheerlik. Vers 12, laat die sonde dan nie langer oor julle sterflike liggaam heers, en julle sy begeertes te laat gehoorsaam nie. Hierdie is nie meer in beheer nie. Dit was 'n beheer voor jou wedergeboorte, maar toe jy tot wedergeboorte gekom het, is jou gees nou in beheer. Nou sê hy, Galasiërs 5 vers 1, jy kan weer 'n slaaf van sonde word, as jy wil, want jy's vry om jou eie keuse te maak. Jy kan kies, en dis ons stoei in heiligmaking. Jy kan kies om hierdie jou te laat heers, soos wat dit gebeur het voor wedergeboorte. Die Here gee jou vrye keuse. Jy het nog 'n vlees, jy bly nog in 'n vleiskas, jy het nog 'n vleesagtige natuur van soos wat jy was in jou ou mens, maar hy heers nie meer oor jou nie. Hy's nie meer jou baas nie. Dis nie meer jou identiteit nie. Dis nie meer wie jy is nie. Jy is nie meer 'n barwa nie. Jy is nou 'n in Christus, skoon gewas. Die eintlike ding wat hier binne is jy's niet gemaak, jy's iets anderste. En nou sê hy, vers 13, julle moet ook nie meer julle ledemate as wapens van ongeregtigheid tot beskikking van die sonde stel nie. Nee, as mense wat uit die dood lewend geword het, stel julle self tot beskikking van God en julle ledemate as wapens van geregtigheid tot beskikking van God. Luister, ek fight nie meer hierdie fight nie. Ek is nie meer besig om te spook. Ek is nou hier besig om die Here te eer. Ek dink dit was Billy Graham het hierdie mooi vergelyking gehad. Hy het gesê, daar was 'n ou gewees wat in die 1800s, in die cowboy dae, so hondegeveg altyd gehad het. En hy het 2 honde gehad. Dan laat hulle fight, en dan die een wat hy op wet, hy gaan wen. En dan volgende keer dan wet hy weer op die ander een. En dan volgende keer wet hy op die ander een. Maar die een wat hy op wet, wen. En toe vra mense, hoe weet jy altyd wat rond gaan wen? Toe sê, dis maklik. Die een wat ek voer, die week voordat die fight is, hy wen. Ja. Maar die ander een is swak. En dis die ding, nee. Voer jy jou vlees, jou ou natuur, jou sondige natuur, ek is maar net 'n sondaar, ek sukkel maar. Of voer jy jou geeslewe, jou verheerliking Christus, ek wil soos Jesus wees lewe. Dit wat jy voer, gaan wen in jou lewe, verstaan? En dis wat Paulus sê, luister, die wapens wat ek het, is nie meer hierdie wapens, is nie meer hierdie, ek leef nou volgens hierdie word my wapen in die gees, word my manier van leef. Vers 14 sê, en ek gaan eindig by vers 14, hy sê, die sonde mag beslis nie oor julle heers nie. Julle is immers nie onder die wet nie, maar onder die genade. Nou bring hy interessante ding in. Nou bring hy 'n derde ding in. Nou sê hy, hierdie sonde, vlees kan nie oor jou heers nie. Want jy's nie meer daaronder nie. En in die wet moes vir jou sê wat's reg en wat's verkeerd. Wat is waar en nie waar nie, maar nou is jy in Christus. Nou weet jy van die binnekant af, van in jou gees af. En dis waaroor hoofstuk 7, hoofstuk 8 gaan. Ek en jy het 'n innerlike wete dat as ons tot wedergeboorte kom, hoef ons nie meer van buite af 'n wet te hê wat vir ons sê wat is besig om te gebeur, wat reg en verkeerd is nie. Ons het 'n gewete, ons het 'n Heilige Gees wat ons bewus maak van sonde, wat sê, dis nie reg nie. Ek en jy is nou 'n nuwe mens. Al leef ons nog in hierdie vlees, is ons 'n nuwe mens. Ek en jy moet leef
soos Christus, tot eer van die Here. En ons moet hom bly verheerlik. Ons is nie meer in hierdie onder 'n uiterlike wet van Moses wat vir ons sê wat reg en verkeerd is nie. Ons is nou by 'n innerlike geeslewe wat ons lei om reg tot eer van God te leef. Ons is nie meer sondaars nie. Ons is nou eintlik heiliges sonder sonde. Maar ongelukkig is daar nog 'n vleiskas waarin jy bly wat jou partykeer laat dink, ek wil sonde doen. En heiligmaking is om dit te oorwin. En ek en jy gaan volgende week verder praat oor vers 15, 16, 17 en hoe ons daai oorwinning in ons lewens toepas, want ons het God aan ons kant. Hy help ons om die oorwinning te behaal. Iets wat jy wil vra. Maak my illustrasie sin. Ja, hy maak sin. Maar ek dink daar's makliker maniere om dit te illustreer. Okay. Volgende week gaan Dot dit vir ons op 'n makliker manier illustreer. Okay. Challenge accepted. Challenge accepted. Okay. Goed. Dot gaan vir ons volgende week Romeine 6 leer. Dit was my manier. Jy was baie lus vir sjokolade. Nee, maar hierdie is ek het mooi net om aan te die wys. prentjie gedink Ja. en dit was vir my so mooi prentjie net dat ons liggaam, ons vlees is ons houers wat die sondige natuur is, wat ons ou manier van doen was, maar die Here het dit vervang met 'n nuwe manier van doen en 'n heiligheid wat ons nou in Christus het tot eer van Vader. Ons doele in ons lewe, ons vlees se doel was om homself te bevredig. Ons geesmens, ons nuwe mens, ons in Christus mens se doel is om God te verheerlik. En dis die hoof. Nee, definitief. Maar ek is bly as jy ons volgende week kan 'n les gaan gee. Kos met saam. Gaan jy chocolates gaan koop? Nee, jy gaan nie Mag chocolate. ons nou die illustrasie Ons gaan nou die opneem? illustrasie opet. Ek het baie aan dit gevat, maar ons gaan dit nou opet. Okay, dankie. Here, baie dankie. Dankie dat U ons vrymaak. En wat vir my net die uitstaan terwyl ek dit bestudeer is, ek is nie 'n sondaar nie. Ek is 'n heilige, skoon. Ek was 'n sondaar wat wou heilig word. Here, maar nou is ek 'n heilige wat sukkel om van die sonde gemors van weg te kom wat in die wêreld en in my vleesgedagtes is. Maar Here, eintlik het ek klaar die oorwinning in Christus. Eintlik het U die Heilige Gees in my gegee om vir my klaar te wys wat reg en verkeerd is. En ek van binne af nie meer 'n default sonde het wat altyd verkeerd wil doen nie. Ek het nou 'n default heiligheid wat reg doen. En dan wil sonde daarop 'n invloed kom hê. Here, dankie dat ek skoon gemaak, nuut gemaak in Christus is. En ons U daarvoor kan verheerlik. Dankie Here. Amen. Amen. Dankie julle, bless julle. Dot gaan volgende week se klas aan.